Die Konstitusionele Hof sal vandag 2 sake wat betrekking het op die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering aanhoor. Dit handel oor hoe die parlement openbare insette oor die omstrede wetgewing hanteer het. Die hof het 3 dae, van 5 tot 7 Mei, op sy gesit om die sake wat deur die Raad vir Gesondheidsfinansiers, 'n bedryfsvereniging vir mediese skemas en administrateurs, as ook die Weskaapse regering gebring is, aan te hoor. Indien die aansoekers suksesvol is, sal die parlement die omstrede wetgewing moet heroorweeg. VF+ LP Philip van Staden, hoofwoordvoerder oor gesondheid, verduidelik. Goeiemôre Philip. Goeiemôre Estie en goeiemôre aan die luisteraars. Die saak het 'n baie lang aanloop. Gee ons asseblief net vlugtig die agtergrond van hierdie spesifieke 2 sake. Jy sal onthou dat die minister van Gesondheid, Zweli Mkhize, in Augustus 2019 die parlement ter tafel gelê het. Ons het hom vir 'n baie lang tydperk in die nasionale vergadering en portefeulje van komitee van gesondheid hanteer. Daar was groot gevegte teen die wetgewing. Jy sal onthou op 'n stadium met die Vryheidsfront plus ook regskenningsgewings op die parlement beteken rakende die proses wat gevolg was. En uiteindelik in 2023 was die wet toe met 'n meerderheid van stemme in die nasionale vergadering aanvaar, waar dit toe verwys was na die Nasionale Raad vir Provinsies vir finale bekragtiging, en dis nou presies waaroor hierdie sake gaan, wat vandag, môre en oormôre voor die grondwet hof dien, is om die grondwetlikheid daarvan te bepaal. Die applikante wat vandag en môre en oormôre voor die howe is, betoog dat die, soos jy nou gesê het, die openbare deelnameprosesse in die Nasionale Raad van Provinsies nie behoorlik gevolg was nie, en dat die wetgewing dan uiteindelik as ongrondwetlik verklaar moet word. So in kort, hulle sê dat hierdie hele saak gestoomroller is. Wel, ons het, as jy nou die nasionale gesondheidsversekering proses gevolg het van 2019 af, al die kere wat ons al op Pretoria FM gepraat het ook, sal jy onthou ek het verskeie kere gesê die saak word gestoomroller. Dis om die VF+ destyds in die portefeulje komitee regskenningsgewings op die komitee beteken het. Daar was absolute pogings aangewend om hierdie ding met dringende deur te kry. Dit het toe nou ook so plaasgevind, en dit het toe nou gelei dat die president die wetgewing onderteken het 2 weke voor die 2024 algemene en provinsiale verkiesing. Wat ons dan natuurlik gesê het, dit was 'n verkiesingsfoefie wat president Ramaphosa uitgevoer het om hierdie wet op die boeke te kry om guns te wen by die kiesers by die stembus. So die proses was in sekere opsigte nie reg nie. Voor die portefeulje komitee vir gesondheid in die nasionale vergadering waarvan ek deel was daar 338.000 geskrewe kommentare ingedien, waarvan ons as LPs op by komitee nie een enkele stukkie papier gesien het nie. So ek kan hierdie aansoekers se frustrasie verstaan wat vandag behoorde is. Kom ons kyk na die belangrikheid van hierdie sake wat nou voor die hof is. Wat is die gevolg indien die saak nie suksesvol is nie? Goed, as die saak nie suksesvol is nie, dan moet jy onthou, daar is nog ander 14 sake ook voor die howe. Indien hierdie saak nie suksesvol is nie, of daar nie in die applikante se guns beslis word nie, gaan die ander oorblywende sake wat gehaald was, afhangende van die uitspraak van hierdie saak, sal dan voortgaan, wat insluit die bevraagtekening van die president se ondertekening van die wet, soos ek nou gesê 2 weke voor die verkiesing. Maar dan moet ons ook onthou, daar is baie hoë regskoste sover verbonde aan hierdie saak, en dit kos die belastingbetaler tans 'n klomp geld. Ek het 'n vraag gerig aan die minister van Gesondheid vir geskrewe antwoord oor hoeveel hierdie sake die departement tans kos, en dit beloop vir die afgelope jaar tussen 2.5 en 3 miljoen rand. Nou daai geld was betaal aan 6 senior advokate van die staat, 10 junior advokate as ook prokureurs. Dan het hy vir my gesê, hy het vir die volgende finansiële jaar vir 2026-27 het hy 'n verdere bedrag van 74 miljoen rand op sy gesit of begroot om hierdie saak in die howe te beveg. So die ANC is besig om 'n saak te veg wat hulle dalk 10-1 kan gaan byt. Ons sal moet sien wat die grondwethof se uitspraak komende donderdag sal wees. Maar dit kos die belastingbetaler geld om die hardkoppigheid van die ANC te finansier met hierdie betrokke wetgewing. En indien hierdie sake wel suksesvol is, wat kyk ons dan na? Wel, as dit suksesvol is, indien die applikante suksesvol is, het die parlement geen keuse as om die wetgewing te moet heroorweeg. Dit sal teruggestuur moet word na die Nasionale Raad van Provinsies, op die einde van die dag 10-1 dalk na die nasionale vergadering self. Maar ons moet onthou met die ANC wat tans in die minderheid is,
is dit vir die ANC nie 'n gunstige omgewing nie. Dit gaan vir hulle uiters problematies wees. So eintlik, die Vryheidsfront Plus het van die begin af gesê, die wetgewing moenie eers parlement toe gestuur word vir aanvaarding nie. Ons het van die begin af gesê, kom ons gaan terug na die tekenbord toe. Ons kry 'n stelsel wat ontwerp kan word deur professionele mediese en nie ANC-politici nie, wat almal in die openbare en private sektor gunstig sal wees. En nou ja, hulle wou nie luister nie, maar op die einde van die dag, dis die sleg daarvan. Dis die belastingbetaler se geld wat so vermors word op haar koppige aksie van die ANC se kant af. Philip het nou verwys na die regskoste wat hieraan verbonde is. Goed, hierdie saak gaan nou nog 'n wyle voortduur met al die ander sake wat ook nog voor die hof gaan wees. Wie gaan daarvoor moet betaal? Dis die ding, dis wat ek sê, die belastingbetaler gaan op die einde van die dag daarvoor pa staan. Ek moet ook net byvoeg, dat in vandag se parlementêre sitting wat vanmiddag gaan plaasvind, gaan die VF+ 'n mosie voor die parlement bring waarin ons versoek dat hierdie hoë regskostes om die NGV te verdedig, nie net gedebatteer moet word nie, maar dat die parlement hierdie uitermate hoë regskostes moet aanspreek. Dit sluit natuurlik in sake teen die departement van gesondheid ook, weens mediese regseise, ons moet nie van dit vergeet nie, teen die departement wat tans op 'n geskatte waarde van 120 miljard rand staan. Ons gaan dan ook vra dat in hierdie mosie dat maatreëls ingestel moet word om sulke mediese regseise te bekam. En die skuldiges in hierdie saak natuurlik is provinsies soos die Oos-Kaap, Gauteng en KwaZulu-Natal. So met die NGV en mediese regseise wat tans teen die departement is en tans teen die regering is dit enorme bedrag geld wat die belastingbetaler moet finansier, wat ons kon gebruik het om eerstens ons hospitale op standaard te bring, dokters aan te stel, verpleegsters aan te stel, medisyne te koop, mediese toerusting, beddens, ek ken die argumente, al daai tipe van goed plek te kry en herstel te kry. Dankie Philip, ons hou die saak met belangstelling dop. So jy sê ons gaan teen donderdag hoor wat van hierdie twee sake gaan word. Ons hoop die uitspraak is teen donderdag en dat dit nie weer voorbehou sal word nie, maar ons glo in die positiewe. Dankie Philip. Dis Philip van Staden, VF+ LP hoofwoordvoerder oor gesondheid.